Ons almal het stories oor die werk wat ons doen en hoekom ons dit doen. Party van ons werk om net hierdie week te kom. Party van ons werk net om geld te maak. Party van ons werk, want binne in werk is daar iets van ons status en iets van ons belangrikheid. Party van ons werk, want wel, ons het niks anders om te doen nie. En party van ons geniet regtig ons werk, glo dit of nie. Maar ons het hierdie stories wat ons vir onsself vertel. Nou, as Christene, hou ons ook vas aan 'n groter storie. Ek sal sê deel van die Christelike geloof is om te sê dat die wêreld is ergens hier op pad. Geskiedenis is ergens hier op pad. Dit is nie net klomp krake gebeurtenisse wat op mekaar volg nie. Die storie van die wêreld het 'n begin. Daar's 'n spanningslyn. Daar's verskillende dinge wat plaasvind. Ons is ergens hier op pad. En in hierdie storie nooi God ons en is ons deel van daai storie. So ek wil begin deur vandag te lees die eerste weergawe van hierdie storie wat vertel word in Genesis 1 en 2. Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Die dag toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog geen struike in die veld nie en het daar nog geen gewasse opgeskiet nie. Want die Here God het nog nie laat reën op aarde nie, daar was ook nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Nou 'n bietjie later, die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden laat woon om dit te bewerk en op te pas. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy hulle geskep. Toe het hy hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde. Nou as ons hierdie storie lees, is al 'n paar dinge wat uitstaan. Dalk eerstens, eerste indrukke. Kan jy onthou toe jy jou ou of jou meisie ontmoet het, daai eerste indrukke wat by jou gebly het? Wel, die eerste indrukke wat ons kry van God, is iemand wat met sy hande in die grond werk, die skepper met die vuil hande, en hy's besig om te bewerk en te bewerk. En dan te midde van hierdie skeppingsprojek, sê die skrifte maar, daar was nog nie enige plante nie, want daar was nog nie mens om die grond te bewerk nie. Dit is asof God maak die skepping, maar iets is nog nie heeltemal klaar nie, want God soek mense om saam met hom te werk. En dan maak hy die mens. Ons word gemaak as deel van hierdie implementasiespan, die skeppingsprojektspan, en God gee aan die mens gesag. Hy maak hom 'n verteenwoordiger, hy laat hom heers, en hy gee hom die opdrag om hierdie posbeskrywing, om die aarde op te pas en te bewerk. Die een woord wat ons daar kry is die Hebreëse woord abad. Dit beteken om te kweek, om te versorg, om iets op te pas. En die tweede woord is shamar. Dit beteken om iets te beskerm en te bewaak. Dit is asof die mens se posbeskrywing van die begin af, was om die skepping te dien en te beskerm. Nou, as jy luister na hierdie woorde, is dit amper die tuinierwoorde. Ons is moet dit oppas, ons moet dit bewerk. Dit is amper die oorspronklike posbeskrywing vir die mens was gewees. Dien en beskerm hierdie wêreld wat ek gemaak het. En onthou, hierdie is voordat daar sonde was, voordat daar skaamte was, voordat daar vloek was. Hierdie is 'n seëning wat vir die mens gegee word en waarna ons ingetrek word. En dan sien ons daarmee saam ook, God sê, wees vrugbaar en word baie. Nou jy weet wat wees vrugbaar beteken, dis wat jy standaard 7 geleer het op skool, maar daar's iets van, word meer. So wat gebeur? Hy vra haar vir 'n koffiedate, hulle ontmoet op Tinder, hulle ontmoet op Bumble of Hinge of Koer, en hulle vermenigvuldig. En die tuin word meer mense, en later word die tuin 'n dorp, en die dorp word 'n stad. As jy 200-300 000 mense het in die skeppingsprojek, het ons nie meer tuiniers nodig nie. Johannesburg, Kaapstad het nie tuiniers nodig nie, ons het entrepreneurs nodig, ons het leiers nodig, ons het iemand wat besighede kan bestuur, ons het 'n dokter nodig wat mense kan gesond maak, ons het prokureurs nodig, ons het skoonmakers nodig, ons het, jy sien wat gebeur, die skepping
bars uit die tuin uit en die opdrag om te bewaak en te beskerm word baie, baie meer. En op baie ander maniere. Nou een belangrike ding, voordat ons verder gaan. Hierdie skepingsverhaal wat die Israeliete gevolg het, was in 'n tyd waar daar ander stories ook was, ander skepingsverhale. Die bekendste skepingsverhale is seker uit die Babyloniese en Mesopotamiese skepingsverhale. Dit is die Enuma Elish. Wat in die Enuma Elish gebeur is, ons kry hierdie prentjie van die gode wat moet werk. Hulle moet kanale groei en riviere, maar die gode is nie regtig lus om te werk nie. Hulle is lui. Hulle sê, ons is gode. Moet ons nou hierdie werk doen? Kom ons maak vir ons diensknegte. Kom ons maak vir ons 'n personeelspannetjie om die werk vir ons te kom doen. En dan maak hulle mense. En basies dan kan die gode terugsit en die mense gaan die gode se skottelgoed was, hulle kamers skoonmaak, hulle bed opmaak. Werk is eintlik so 'n straf in daai storie. Dis hierdie las. Die storie van Genesis is heeltemal anders as die ander skepingsverhale van die dag. Die storie van Genesis wat vertel van God wat in die grond inklim, God wat jou maak, nie om te straf nie, maar om saam met jou te wees. En daar's iets binne in jou wat God daar sit om die skepping te kan dryf. En daar's iets binne in jou wat baie keer net aan die gang kom. Party van julle gaan weet waarvan ek praat. Het jy al ooit 'n werk gedoen? En daar's 'n oomblik wat iets binne in jou net klik. Jy is in jou sweet spot. Daar's 'n oomblik wat jy voel, jy is een met die wêreld, asof jy besig is met iets heiligs, asof daar amper een of ander goddelike krag deur jou gaan. Ons gebruik woorde soos, ek was in die zone, ek was locked in, ek het geflow. Dit is omdat God iets binne in jou gesit het. Jy hoef nie eens 'n Christen te wees, om dit te kan ervaar nie, en om te weet daar's iets meer binne in jou, as net een of ander evolusionêre oorlewingsinstink waaraan ons vashou. Ek sal sê, werk is om op God se projekspan te wees. Dis om hierdie liefdevolle uitdrukking van die skepende energie binne in jou te laat uitkom. Nou ek weet as ek praat van die liefdevolle energie, dat daar's party van ons wat voel, maar ek is nie heeltemal daar nie. Dit klink baie mooi, maar dis nie my werk nie. So, kom ons wees eerlik. Die storie het aangegaan. En daar was 'n tyd waar die mens besluite gemaak het wat buite God se wil is, en dinge het verkeerd gegaan, en ons praat van die sondeval, en as gevolg van hierdie besluite, het God se plan 'n bietjie verander, en hierdie wending begin Genesis te praat van, maar omdat dit nou gebeur het iets gebreek. Die grond is vervloek, en jy gaan met pyn en swoeg in die sweet van jou aangesig, gaan jy moet werk, en die aarde gaan dorings voortbring. Belangrik om op te let, die val of die vloek sê nie, jy moet nou werk nie. Werk is 'n seëning wat aan die begin gegee was binne die goedheid van God. Die situasie het wel verander, en die aarde begin nou terug te druk, en as dorings wat uitkom in jy plant, maar er wil nie 'n oes opkom nie. Jy doen alles reg, en jy word nog steeds afgelê. Die sondeval het nie werk uitgedink nie. Die sondeval het dorings ingebring. So ons frustrasie met werk beteken nie, dis betekenloos, of dat ons eintlik net eendag in Mauritius wil sit en cocktails drink nie. Nee. Daar's iets van 'n diep seëning binne in die werk. Nou wil ek baie prakties praat oor, so hoe kies ek my werk? Hoe kies ek my beroep? En ons kan prakties daar praat, en Paulus praat baie prakties daaroor in die Nuwe Testament met die jong gemeentes. En ons basies 2 riglyne. Eerste riglyn is, doen iets wat jou gaan nuttig maak vir ander mense. Moenie 'n werk kies vir geld of vir status nie. Kies primêr 'n werk wat iets vir ander mense gaan beteken. Ja, as daar status by is of geld by is dit wonderlik, maar dit is nie die punt nie. Ons het genoeg geboue vol mense met werke wat nie te veel vir ander mense beteken nie. Of jy dink dalk, wel, ek maak net lugversorgers reg, of ek bou net paaie.
Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Kom ons sê jy bou net paaie. Ek het die afgelope naweek van Johannesburg na Bella toe gery op die N1. Jy weet, hoe gaan dit? Stop and go, stop, is warm, ek sit in die kar, daar staan 'n ou daar voor met so 'n stopteken wat lyk of hy in 1994 uitgekom het, en ek voel ek moet ergens wees, en ek wonder of enigiemand hulle werk ooit hierso doen, maar tog kom ek uit, 2 ure later, in Bella. Verbeel jou, as my oupa Grootjie van Johannesburg na Bella toe moes gegaan het, toe daar nog nie 'n pad was nie, hoe lank hy sou gery het. Ek kan 2 ure ry, want iemand het 'n pad gegooi, iemand het dit opgemeet, iemand het in 38 grade gaan staan met 'n bordjie, iemand polisieer die pad, iemand maak dit skoon, iemand versorg dit. Mense se werke maak saak. Dis deel van die skepingsprojek. Dis deel van orde bring in die chaos in. Jy kan strate vee, lugversorgers regmaak, maatskappy se finansies doen, huise skoonmaak, alles terwyl jy ander mense dien, terwyl jy deel is van hierdie roeping om te dien en te beskerm. Eerste riglyn, dien ander mense. Tweede riglyn, doen werk wat by jou binnekant pas. God het jou vir iets gemaak. God rus jou toe. Dit is nou die eerste persoon in die Bybel waar die gees van God ontvang, is nie 'n priester, koning, profeet nie, dit is 'n ambagsman wat help om die tempel te bou. Hulle ontvang vaardighede soos houtwerk, metaalwerk, om stene te kan maak. Daar's iets van God wat ons toerus, om daar's iets in jou binneste wat daar geplaas is. As ek dink, ek het 2 seuns, een hou van cricket speel. Hy sal heeldag agterplaas cricket speel as ek beskikbaar is. Maar die ander ene hou daarvan om met sy hande te werk. Ag man, vandat hy klein is, dan sal hy verdwyn. En as ons hom kry, het hy een van iets gebou met toiletpapier of duct tape of wat ook al hy in die hande kon kry. Jy ken hierdie houtblokkies, hierdie klein reghoekige blokkies, wat jy soos 'n huisie kan bou, met, as jy goed is, skoorsteen kan opsit. My sien jy het op 3, bou hy 'n 3 verdieping seerower skip met seile wat kan draai vir die wind. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie, maar daar's iets binne in hom gesit. Dis nie toevallig nie. Daar's iets binne in jou. Soos ek hierdie 2 riglyne kan saambring, moet ek dalk die vraag vra, hoe kan ek gebruik wat God in my binneste gesit het om mense te dien? Dit kan wees om strate te vee, dit kan wees om huise skoon te maak, omhels dit. Jy's deel van die mensdom, jy's deel van die skepingsverhaal, en as jy werk waar jy nou is, dalk nie iets is wat jy voel regtig uit jou binneste uitkom nie, jy kan dit vir jouself draaglik maak, terwyl ons ook 'n ander werk soek. Dis nie ongeloof nie, dis wysheid. Daar's iets in jou wat God gesit het, kreatiewe energie, wat ons ander mense mee kan dien. Nou, jy mag ook dalk nou vandag luister en vir my sê, mooi TED Talk vir ons gegee oor kreatiewe energie, maar ek is glad nie daar nie. Nou, kom ons gaan vra dan die vraag, waar is jy? Daar's iets in Genesis 3, wat dinge begin skeefloop, wat ons sien, God kom en God wandel deur die tuin, en God kom en hy roep die mens, en hy vra vir die mens, waar is jy? Te midde van die skaamte, God kom en hy vra vir die mens, waar is jy? Nie soos ek my kinders sal roep en sê, ag, waar is julle? Hardloop kaal in die tuin rond, ek weet nie waar julle is, ons moet winkel toe gaan. Nee, God se vraag is baie dieper. Waar is jy? As ons praat oor werk, as ons praat oor die skepingsprojek, as ons praat oor waarmee jy besig is, maar voor ek hierdie vraag van eers van waar is jy, wil ek ook baie eerlik wees met jou. Ek vra hierdie vraag oor werk nie vir jou, hier van bo af van dit 'n plek wat alles uitgesorteer is nie. Ek het hierdie week self met hierdie vraag gesit en dit was nie vir my 'n lekker vraag nie. Daar's 'n weergawe van my week, waar ek heel week in die korporatiewe wêreld is, werk 60 uur werksweke, en dan op Sondag, het ek 'n gig aan op Sondagoggende, praat ek met mense, moet ek vra oor, waar is jy in jou werk? Maar ek vra hierdie vraag,
nie vanuit 'n hoë plek nie, want dis vir my 'n moeilike vraag. Ek vra dit langs jou. Ek staan langs jou en ons luister na die vraag van God, waar is jy? Het ons het verskillende antwoorde op daai vraag? Sommige van ons het al lankal hierdie kreatiewe energie verloor. Daai vuur in jou binneste is uitgedoof. Daar was 'n tyd toe jy kreatief was. Daar was 'n tyd toe jy omgegee het. Maar ergens langs die pad het die vuurtjie dood gegaan. En dalk moet ons die vraag vra, wanneer het dit dood gegaan? Kan jy die jaar onthou? Hoe oud was jy? Wie was dit wat die vuur uitgesit het? Was dit 'n opvoedingsstelsel wat gesê het, dit waarvoor jy lief is nie goed genoeg nie? Was dit 'n bestuurder wat jou gemicromanage het tot in die graf? Was dit 'n stelsel wat vir jou gesê het, jou talente is nie aan aanvraag nie? En ek sê dit versigtig, baie keer kon dit selfs in die kerk gebeur het. Maar as jy kan teruggrawe en die laag oopmaak rondom hierdie wond, wat sien jy? Wat is dit wat jy lief gehad het? Wat is dit wat jou lewe gegee het? Het jy al ooit daarna gaan kyk, lank voordat iemand gesê het, dis 'n mors van tyd? Wat is dit wat die skepende energie was? Het jy al gerou dat jy dit verloor het? Of het jy dit maar net groot word genoem? Sommige van ons het ook nodig om net te gaan stilstaan by die pyn en die seer en die onthou. Waar is jy? Vir ander van ons is in werke, ons voel ons doen nie genoeg nie. Jy hoor 'n preek oor die koninkryk van God en iets binne in jou krimp, want jy dink jy is te klein. Ek is net 'n elektriesien, ek is net 'n onderwyser, ek probeer net kinders grootmaak, ek werk voltyds, ek kom skaars Sondag by die kerk uit, ek moet seker nog meer doen om iets te beteken vir die koninkryk van God. Nee, net 'n elektriesien, net 'n onderwyser. Waar weet jy jouself? Wat jy doen is besig om die koninkryk van God uit te bou. Dis deel van waarvoor jy gemaak is. Wat se stem het vir jou gesê dis nie goed genoeg nie? Vir wie se goedkeuring wag jy nog? Wat as jy nog heeltyd besig is om die koninkryk van God te bou? Wat van as die koninkryk van God minder lyk soos 'n verhoog en meer lyk soos Dinsdagoggend opdaag by die werk? Waar is jy? Sommige van ons oorleef net. Ons sit alles in. Jy werk dagskof, jy werk nagskof. Jy jaag nie 'n roeping nie, jy jaag net om te oorleef. Jy wil net genoeg geld hê sodat jy net kan vry word van die finansiële tronk waarin jy sit. As jy net genoeg geld kan maak om deur die maand te kom, of om te kan aftree, of om Weskaap toe te trek. As ek net genoeg geld kan maak om te emigreer, dus ek jaag net om ergens heen te kom. Jy sit vas in hierdie kringloop en elke aand het jy dieselfde gebed wat jy bid as jou kop daai kussing tref, oor en oor. Jy bid net, asseblief Here, help my finansies. Vir ure is dit jou gebed. Soms met trane, tot die slaap jy uiteindelik oorval. Waarheen hardloop jy? Of waarvan hardloop jy? Of wat is dit wat jy jouself beloof as net dit kan gebeur, dan gaan ek kan vry wees. Wat as daar 'n vryheid is? Daar waar jy is, dalk het jy nie nodig om te hardloop nie. Dalk is die koninkryk van God waar jy nou is. En is God reeds besig om jou te gebruik. En wat maak dit seer? Brand dit alles. Nee, die vraag wat ek vra is nie ontwerp om jou te ontbloot nie. Dit is nie ontwerp om jou te laat sleg voel nie. Ek wil hierdie vraag vir jou vra, want dit is die vraag wat God vra, waar is jy om jouself te kan vind? Want in die storie van Genesis sien ons dat na die sondeval, nadat die skaamte ingekom het en die vyeblare en die kaalheid, en die mens besef wie hy is, ken ons hierdie idee van God is by ons. God is met ons. En God stap saam vorentoe om dit dalk in die Nuwe Testamentse woorde vir jou te sê, jy word nie gered deur jou werk nie. Jy word gered
deur Christus, nie deur jou produktiwiteit nie. Jou waarde word nie bepaal deur jou posbeskrywing nie. As jy nooit weer 'n dag in jou lewe gaan werk nie, gaan jy niks minder werd wees nie. Jou werk definieer jou nie. Jy word gedefinieer deur die liefde van Christus. En dit is waarmee ons kan stap. Dis die vryheid waarmee ons is. God kyk na jou werk en hy glimlag. En selfs in die Genesis storie, onthou ons het nou gesien, dinge het skeef geloop en die mense word so dan uit die tuin uitgesit en wat ons dan sien in Genesis is, God kom agterna. God sê, ja, daar het nou dorings gekom en die storie het nou 'n bietjie anders gegaan as wat ek wou en selfs na die vloek, sien ons God stap saam. Ons sien God kom en hy maak klere, regte, leer, klere vir die mens, hy's by hulle, en dan as hy by die einde van die dag hulle uitstuur uit die tuin uit in hierdie gebroke wêreld, weet julle wat sê die teks? Hulle sê hulle gaan uit die tuin uit om die grond te bewerk. Die opdrag het nie weggeval nie. Ons is nog steeds waar ons is, besig hiermee, besig met wat God gedoen het. Ons is nog steeds sy hande en voete, ons is nog steeds aangestel as medeskeppers in hierdie implementasie. Ons is nog steeds deel op die projektplan se tydlyn het so 'n bietjie verander, maar ons is nog steeds besig met hom. God is nog steeds by ons. So ek wil jou nooi daar waar ons uit die tuin uitgestuur is, daar waar ons swaar kry, om net te kan instap in hierdie vryheid. En ek weet nie wat het jy nodig nie, as ek jy die vraag vra. Vir my het ek begin van hierdie jaar besluit, met al hierdie werksdruk, gaan ek myself sien as iemand wat gemaak is in die beeld van 'n skepper, en ek het vryheid om te kan skep. Ek hoef nie te spesifiek te wees nie, ek het vryheid om dinge te kan begin, en dit het my iets gegee wat my lewe gee. So, ek wil nou daar waar jy is, vir die van julle wat opgewonde is oor die werk wat jy doen, want daar's iets binne in jou wat kreatief en energie is, moenie skaam wees oor hoe jy voel nie. Dit wat binne in jou is deur God vir jou gegee. Vir die van julle wat swaar kry, jy sukkel om uit te kom, jy weet nie alles aan uitwerk nie, God sien dit. God weet van jou. Jou frustrasie is nie 'n teken van ongeloof, of God is by jou. Vir die van julle wat voel dat, dis nie goed genoeg nie, ek doen nie goed genoeg nie, die koninkryk is daar waar jy is. Jy is reeds besig om dit te bou. Jy kan anders kyk na jou lewe. Besef, jy is besig met die kreatiewe werk. Gaan aan met dieselfde, met die vryheid, dat jy doen reeds wat jy moet doen, waarvoor ons gemaak is. Daar's hierdie groot uitnodiging. En dalk vir ons almal, mag jy geseënd wees met 'n besef dat God het iets binne in jou gesit, 'n liefdevolle, kreatiewe energie wat ons inspan en uitbou, vir ons lewe gee, terwyl ons saam met God besig is op hierdie skeppingsavontuur, op hierdie skeppingsprojek. Mag die genade van die Here by jou wees. Hy wat vir jou identiteit gee, hy wat vir jou status gee, hy wat vir jou sorg. Amen.